Goeiemôre. Wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend weer saam met u te kuier in God se woord. En ek wil vanoggend met u gesels oor om jou kruis elke dag op te neem. Lukas 9 vers 23 en 24 lees ons, en dis Jesus wat sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. En dan verder sê Jesus ook, wat baat tog dat jy die hele wêreld besit en win, maar jy verloor jouself ten koste daarvan. Om jou kruis op te neem is 'n idee wat vir baie van ons moeilik is om te realiseer. In die veilige ruimte van die kerk is dit nie so 'n probleem nie. Maar buite op die markplein met al die uitdagings en verwagtinge is dit 'n totaal ander storie. Om ons kruis te dra verwys nie na die siekte wat jy het, jou gebrek of jou swaar kry nie. Nee, dis dinge wat realiteite in jou lewe is. En soos by 'n vorige geleentheid gesê, dis dinge wat ons erken bestaan in ons lewe, maar ons aanvaar dit nie. Ons hoef dit nie te aanvaar nie, want die oomblik as ons dit aanvaar, dan berus ons en dan bly ons in daardie situasie. So dit is nie my kruis, my swaar kry, my siekte, my probleem, daai gebrek wat ek het nie. Nee, om kruis te dra is die navolging van Jesus Christus. 'n strewe na heiligmaking volgens Efesiërs 4 vers 17 tot Efesiërs 5 vers 21, waar ons lees wat die riglyne is vir heiligmaking. Lees dit tog gerus wanneer jy 'n kans het. Dis iets waarna ons daagliks moet naïwer. Dis dinge waarmee ons moet klaarmaak. Vleeslikheid, materialisme, sonde, fobies en gewoontes. Dinge wat elkeen sy of eie eis op ons lewe sit. Daarom is dit belangrik dat ons sal waak teen geestelike hoogmoed, dat wanneer ek 'n heiligmaking nastreef en wandel, dat ek nie sal sê, I have arrived nie, dat ek voel beter, want ek is meer getrou, ek is meer toegewyd nie. Ons moet waak teen geestelike hoogmoed. Dis nie hoekom ons heiligmaking moet nastreef nie. Nee, heiligmaking nastreef beteken om meer en meer te streef om soos Jesus te wees. Heel moontlik gaan ons in hierdie lewe dit nooit volmaak regkry nie, maar dit moet ons daaglikse strewe wees, ons daaglikse begeerte wees, die kruis wees wat ons draai elke dag om ons vlees te oorwin. Elkeen het ons eie quota waarmee ons sukkel en hoe ons dit moet regkry om ons gees te laat heers oor ons vlees. Die Bybel sê vir ons dat die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees, so daar's 'n voortdurende stryd en ons word immers vleeslike mense gebore en dit is vir ons vlees ongewoon om ondergeskik te wees, want die begeertes, die behoeftes, die dinge, die sintuiglike, die dinge van die vlees is baie keer so dringend en oorheersend, en dit is waardeur die vyand ons beheer en waardeur die vyand ons manipuleer, is deur ons vlees. So as ons vlees heers, kan die vyand ons maklik oorheers en mislei en met wanvoorstellings dinge laat doen wat nie volgens God se standaard of heiligmaking is nie. Die dinge wat die kruis my aan herinner, wat my kniehalter, waarteen ek daagliks moet stry. Dis die dinge wat my kruis is, wat ek elke dag moet dra. Om myself te verloon beteken nie om my totaal te ontsê van plesier en gerief nie. Nee. Dit moet nie my hoof fokus wees nie. Dis wat dit beteken om myself te verloon, moet ek my vlees kruisig, ek moet my gees laat heers, ek moet strewe om minder vleeslik te wees. Ek moet nie toegee om op gevoelens te leef, en vir baie mense is dit 'n moeilike stap om te neem, want die redenasie baie keer is dat die lewe wat ek nou leef en dit wat ek nou besit, as ek dit moet prys gee, wat bly oor? Want ongelukkig is dit wat ek nou het en dit wat ek nou beleef al wat ek ken. En baie keer is om heiligmaking uit te leef, klink dit maar 'n bietjie vaal en saai en vervelig en nie so opwindend nie. En ons wil dan ook nog so 'n bietjie van die lewe geniet en ons wil ook nog so 'n bietjie mens net wees. Maar dit is baie gevaarlik. Dis baie gevaarlik, want jy weet, ons weet nie wanneer ons uur
wanneer die dood ons kom haal, ons weet nie wanneer dit is nie. Ons weet nie wanneer daai oomblik gaan opdaag en ons voor die stoep kom staan en ons voordeur klop en sê, dis tyd nie. So ons moet elke dag ons kruis opneem. Met ander woorde, ek moet elke dag streef om meer en meer heilig te leef. Dit beteken, ek moet klaarmaak met hebsug, met gierigheid, met hoogmoed, met ydelheid, met welis, met wetywering, met bitterheid, onvergewensgesindheid, haat en woede. Dis die dinge van die vlees en materialisme, dit moenie my motivering en my dryfkrag wees nie. In Matteus 19 vers 16 tot 30 lees ons van die ryk jong man wat vir Jesus gesê het, hoe moet hy maak? En Jesus het vir hom gesê, jy moet die wette onderhou en Jesus het vir hom geleer en vertel en hy sê, maar Here, ek doen reeds al hierdie dinge. En so baie keer kom ons dan sê ons, maar wil ons onsself regverdig en sê, maar ek lees Bybel, ek bid, ek hou stilte tyd, ek gaan kerk toe, ek is betrokke, ek dien op kommissies en departemente en ek doen dinge vir die Here, ek evangeliseer. Maar weet jy wat, as ons nie ons kruis elke dag opneem nie, as ons nie heilig, dis nie genoeg nie. Dis nodig as kinders van die Here om betrokke te wees, maar dis nie genoeg nie. Ons moet strewe. En dit is baie keer vir ons moeilik om verby ons vlees en ons materiële besittings, dit wat ons status is, dit wat ons prestasies is, dit wat ons besit, dit wat ons geword het, miskien in eie reg, dit waarvoor ons opgeoffer het, in die tydelike, is vir ons baie keer so belangrik, het ons so verknog geraak daaraan, dat ons moeilik vind om dit prys te gee, en soos hierdie ryk jong man te sê, ja, ek is jammer, ek kan nie, ek is nie gereed om dit te doen nie, dit weerhou ons van heiligmaking. En dis deel van die proses. Dit beteken nie ek moet alles verloor en alles weggooi nie. Maar dit beteken ek moet my fokus verskuif. Dit beteken ek moet in elke faset van my lewe my onderwerp aan God, die duiwel weerstaan, vernuwende denke hê, alles doen asof vir die Here, my gesindheid en waardesisteem verander. Ek moet heiligmaking nastreef. Neem jou kruis op met blymoedigheid vandag. En steun op God se krag. Hy sal jou tot nuwe hoogtes neem. Hy sal nie toelaat dat versoekings bo jou kragte in jou lewe wees nie. Hy sal vir jou die krag gee om oor die berg te kom. Hy gaan nie die berg wegvat nie. Hy gaan nie die woestyn wegvat nie. Maar hy gaan jou die krag en die moed gee om daar deur te gaan. Sy gees sal jou lei. Sy gees sal jou ondersteun. En wanneer ek en u heiligmaking nastreef, wanneer ons kruis opneem en sê, Here, hier staan ek met my kruis vandag. Ek is bereid om my vlees te kruisig, om voluit te leef vir u. Dis wanneer God sê, die woord van God sê, nader tot God en hy sal tot jou nader. En dis wanneer God intree en sê, kom, ek vat jou hand en ons stap die pad saam. Mag jy 'n geseënde dag hê, mag jy 'n geseënde week hê, mag jy die vreugde van God ervaar in die lewe. Amen.